Maar Salomo sê, dis 'n irritasie om getroud te wees met iemand, wat die hele tyd kuif en kerm of kla. OK, moenie jou hand opsteek, as dit dalk jou maat is nie. Dan sê hy op 'n ander plek, gaan hy verder, hy sê, ek sal eerder bo op 'n dak woon, as saam met 'n twisgierige vrou onder een dak. Hy vat dit na die volgende vlak toe. Hy sê, eers sê hy, dis soos 'n dak wat lek. Hy sê, dan bly ek sommer bo op die dak, laat die reën en die wind my tref, sonder dat ek enige beskutting of skuiling het, as om binne in daai selfe huis te wees met 'n vrou of 'n man, kan ons by sê, in die sin van, party mans kerm meer as hulle vrouens, maar hy vat dit na 'n tweede vlak, en dan vat hy dit na nog 'n vlak toe, in Spreuke 21, vers 19, hy sê, ek sal liewer in 'n woestyn woon, as by 'n twisgierige vrou wat aanhou neel. Oh my goodness. Hy het seker baie ervaring gehad. Hy vat dit so trappe van vergelyking. Eers is dit 'n irriterende gedrip, dan bly ek buite die huis bo op die dak, dan hardloop ek sommer heeltemal woestyn toe en gaan bly in die wind en die weer en die son en alles daar, maar net om weg te kom van hierdie gekla en gekerm. Ek weet nie wie van u al so gevoel het in die huwelik nie. Moenie nou jou hand opsteek nie. Maar Salomo gee dan vir ons in Spreuke 4 en hoofsaaklik in Spreuke 5, gee hy vir ons huweliksraad, en ek dink vir 'n ou wat 1000 vroue gehad het, kan ons dit van hom afvat. En ek noem dit, ek wou dit eintlik genoem het Salomo se 7 sleutels tot uitstekende seks, maar omdat ons in die kerk is, het ek die titel so 'n bietjie verander. So ons noem dit Salomo se 7 sleutels tot 'n hemelse huwelik. Is dit alright? Ek sien van julle het julle notaboekies vinnig uitgeruk en om reg om notas te neem. Okay, maar tot 'n hemelse huwelik, is dit alright? Ons gaan dit so 'n bietjie veiliger maak. En die eerste sleutel gee hy in Spreuke 4 vers 23 sê hy, bewaak jou hart, party vertaling sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So sy eerste sleutel is bewaar jou hart, bewaak jou hart. Dra na jou buurman of buurvrou toe, dis 'n veilige tyd en sê, jy moet jou hart bewaar. Niemand anders kan jou hart vir jou bewaar nie. Sien, die nommer 1 sleutel glo ek tot 'n geseënde huwelik, tot 'n hemelse huwelik, is dat ek verantwoordelikheid aanvaar vir my eie hart. Want uit my hart uit vloei die oorspronge van die lewe. Ek het hierso 'n boksie wat 'n fontein voorstel. Dis ons fontein vir vandag, okay? Salomo sê jou hart of 'n put, onthou die ou tyd se putte. Hy sê jou hart is die fontein, is die put waaruit die oorspronge van die lewe vloei. So wat ook al jy binne in jou hart in gaan toelaat, is wat gaan uitkom. Wat ook al jy in jou hart in gaan toelaat, en daarom is elkeen van ons verantwoordelik vir ons eie hart. As my hart reg is, dan gaan ek alles in die lewe as 'n seën beleef. Maar as my hart vrot is, gaan ek alles as 'n vloek beleef. Ek dink Albert Einstein is die een wat dit gesê het, ek kan of my lewe leef asof alles 'n wonderwerk is, of ek kan my lewe leef asof niks 'n wonderwerk is. Ons het al gesels oor die studie wat hulle gedoen het, dat die nommer 1 ding wat gelukkige mense in gemeen het, is dat hulle dankbaar is, hulle dankbare harte. Maar die nommer 1 ding wat ongelukkige mense in gemeen het, is hulle is ondankbaar. En so ek en jy is die bestuurders van ons eie hart. Niemand anders kan my hart bestuur, behalwe ek nie. Maar ek kan nie my lewensmaat, ek kan nie vir Katinka verantwoordelik hou vir my geluk nie. Ek is verantwoordelik vir my geluk. In die Engels, julle ken my gesegde wat sê, when I blame, I remain, but when I own up, I grow up. And when I own my responsibility to guard my own heart, dan word ek volwasse voor die Here. En dis waar die sleutel, die nommer 1 sleutel vir geluk, is dat ek eienaarskap vat van my eie hart, die fontein van my eie hart. Baie mense skei, en dan sê hulle, maar my maat maak my nie meer happy nie. My maat maak my nie meer gelukkig nie. Nou die waarheid is dat God het nie vir ons 'n huweliksmaat gegee om ons happy te maak nie. Maar hy het vir ons 'n huweliksmaat gegee om ons heilig te maak. En soos jy nou vandag hier is en jy is nie getroud nie, ek wil amper so sê, in die Engels sê ek,
if you are married, then you need to take notes. But if you're single, then you need to take extra notes today. Want baie keer bid ons as ons enkel lopend is en ons sê, Here asseblief, geef my die regte huweliksmaat. Maar ek dink dis baie keer meer belangrik om die regte huweliksmaat te word vir 'n ander persoon. En soos jy nou nog nie getroud is nie, skryf extra notas neer. Maar ek en jy is verantwoordelik vir ons eie hart. Ek het al gevind dat as ek nie gelukkig kan wees op my eie nie, gaan 'n huweliksmaat my nooit gelukkig maak nie. Ek sê altyd vir jong mense, moenie in 'n man of 'n vrou geluk gaan soek nie. Wees jy gelukkig binne jouself. Wees jy gemaklik in jou eie vel. Wees jy gemaklik in jou eie identiteit, in jou eie verhouding, in jou eie mens wees. En dan kan God iemand wat waarde het na jou toevoeg. Maar as ek waardeloos voel en ek soek in 'n vrou waarde of as 'n vrou soek jy in 'n man waarde, dan is dit 'n resep vir 'n gemors en vir baie pyn en lyding. So bewaar jou hart. God het nie jou maat vir jou gegee om jou happy te maak nie, maar om jou heilig te maak. Dink is Jack Frost wat gesê het, God gebruik die ongekruisigde areas in my maat se lewe om die ongekruisigde areas in my lewe aan te spreek. Daar is goedjies in my lewe wat niemand anders gaan aanspreek behalwe my verhouding met Katinka nie, want sy kom naby genoeg dat die Here haar kan gebruik om daardie klein goedjies, daai selfsug wat nog aan daai klein hoekies wegkruip, net sy sien dit en net sy kan dit aanspreek en ook so vir. Daarom gebruik die Here die huwelik om ons heilig te maak. En solank ek haar gaan blameer vir my geluk en verantwoordelik hou, gaan ek eintlik nooit gelukkig wees nie. OK. Die tweede sleutel wat Salomo vir ons gee, vind ons in Spreuke 5 vers 15. Hy sê: "Drink water uit jou eie reënbak en strome uit jou eie put." Nou hier is ons reënbak, ons fontein. Ek het so 'n bottel gif hier weggesteek wat ek net hier agter wil sit vir 'n oomblik. Okay. Nou in Suid-Afrika het ons baie riviere en strome wat besoedel is. Jy hoef nie ver te ry nie, veral as jy daar na die rand se kant toe gaan waar baie mense woon langs die riviere. En ek weet nie of jy dit al gesien het nie, maar jy wil nie naby daai water kom nie. As jy by daai golfbane speel in Johannesburg, elke een van daai golfbane se riviere, jy kan sommer ryk die besoedeling. Dikwels is dit die riool wat uitloop in hierdie riviere in. Jy wil nie jou bal gaan soek binne in daai water nie. Jy wil nie eens aan 'n boom raak wat in daai water groei nie, want jy weet nie wat jy gaan kry nie. En dis wat Salomo hier vir ons sê. Hy sê die huwelik is soos 'n drinkbak, dis soos 'n reënbak, dis soos 'n fontein. Hy sê drink water uit jou eie fontein uit, nie uit iemand anders se fontein uit nie. Drink uit jou eie fontein uit. En baie keer, jy weet, vergelyk ons onsself in die huwelik. En ons vergelyk ons maats met iemand anderster. As manne weet ons dat die hele TV-industrie en die media-industrie gebruik byvoorbeeld mooi vrouens om goed aan ons te verkoop. En ons kyk na die vrou wat gefotoshop is op TV en sy's in die bikini en sy lyk baie mooi en onbewustelik sit ek 'n liniaal langs haar en ek gebruik dan daai vrou wat ek op TV sien en ek meet my vrou daaraan. Maar daai vrou wat op TV was, het nie 3 of 4 kinders vir my gehad. Daai vrou is nie die een wat die laste saam met my dra nie. Al wat sy doen, hoeveel dae is in die gym wees en dan Photoshop hulle haar nog perfek ook en sy lyk so, maar sy's gefotoshop. En ons meet ons maat aan dit wat ons sien op die media. En ons vergelyk ons maat daaraan, aan daardie beeld. Maar nou as ek getroud en ek vergelyk my man met Brad Pitt en ek vergelyk my man met hierdie ou wat so oulike persoonlikheid het, of ek vergelyk my man met hierdie ou wat soveel sukses het en soveel meer geld het en vir my buurvrou so 'n gemaklike lewe gee, en ek het dit ding al uitgefigure. Meeste mans het nie 'n goeie persoonlikheid en rykdom en goeie looks en is lief vir die Here nie. So dames, jy moet een van daai kies, of miskien is jy gelukkig as 2 van hulle kry. Maar jy gaan nie goeie looks en welvaart en liefde vir die Here en 'n great persoonlikheid in een kry nie. En so dikwels wat ons doen is ons kyk na ons maat se foute
en ons begin fokus op dit wat hy of sy verkeerd doen en waar hulle tekort kom, in plaas van ons hulle goeie punte vier en celebrate. Een van die sleutels tot 'n gelukkige huwelik, tot 'n gelukkige lewe, is om dit wat goed is in jou maat te vier. Ek het al agterkom en ek het 'n amazing vrou. Maar daar was al tye in ons lewe waar ek in my eie hart my fontein begin besoedel het. Waar ek haar gemeet het, waar ek gedink het sy is nie goed in die area, waar ons mekaar so 'n bietjie irriteer. En ek het al uitgefigure, as ek fokus op Katinka se foute en haar tekortkominge, hoe meer ek fokus op haar foute, hoe meer foute sien ek raak. Maar ek het ook al uitgevind dat as ek begin fokus op haar goeie punte, en sy het baie van haar goeie punte, en ek begin dit vier en dit celebrate, dan maak die eintlik se slegte punte later aan glad nie meer saak nie. Maar ek kan myself in so 'n negatiewe spasie kry, dat ek hierdie fontein begin besoedel. Nou wie van u sal as ek nou hierdie bottel Springbok gif oopmaak, gaan nou nie regtig doen nie, en ek gooi nou hierso, begin gif uitgooi in hierdie reënbak, hierdie drinkbak, hierdie fontein, en ek kom met hierdie glas en ek sê, okay, verbeel jy nou, dis lekker gif wat hier in is, nie gif nie, ek sal dit toets. Maar kom ons sê, ek skep nou hierso, van hierdie water wat nou gif is. Wie van julle sal kom drink aan hierdie gifwater? Maar ons doen dit elke dag. Ons doen dit elke dag. Ons vergiftig ons eie fontein. As ek dit nou in Afrikaans kan sê, ons piepie in ons drinkwater. En dan wonder ons hoekom sy nie happy is nie, en dan wonder ons hoekom hy grumpy is. Want ek het daai gif in die fontein in gegaan. Maar nou as ek en jy op ons fone of op die internet ingaan en ons kyk na ander vrouens, jy kan jou imagination gebruik. Wat is ek besig om te doen? Ek is besig om my fontein te vergiftig. En ek kan geen verwagting hê vir 'n geseënde, gelukkige huwelik nie. Totdat ek daai fontein skoonmaak, dit voor die Here bring en dit bely en sê, Here, vergewe my. Ek vat verantwoordelikheid vir my eie hart. Ek moet my hart skoon hou teenoor my vrou en dan moet ek drink uit my eie reënbak, nie uit 'n ander man se reënbak uit nie, nie uit 'n pornografie webwerf se reënbak nie, nie uit my baas wat so handsome lyk en uit my eie reënbak. Dis die plek waar ek geluk gaan vind. Hy waarsku ons in vers 3, Spreuke 5 vers 3, en ek som dit op. Salomo sê dit, hy sê die lippe van die vreemde vrou drup heuningstroop. Hierdie verleidelike vreemde vrou drup heuningstroop en haar tong is gladder as olie. Oh my goodness, sy kan jou vlei. Maar op die einde is sy bitter soos wilde als, soos 'n swaard wat aan weerskante skerp is. Haar voete daal na die dood toe af. Hou jou weg van haar af en kom nie naby die deur van haar huis nie, sodat jy nie jou jeug aan 'n ander gee en jou jare aan een wat onbarmhartig is nie. Die prys wat jy gaan betaal is altyd groter as die genot wat jy gaan ervaar. Sodat vreemdes hulle nie versadig met jou vermoë en jou moedevolle arbeid in die huis van 'n uitlander beland nie. Hy sê sy's van 'n ander land af. Sy neem daai pornografie in 'n ander land op. En sy gaan jou rykdom weg van jou afvat. Sy gaan iets van jou vat, baie meer as wat jy gaan kry uit hierdie uit. En jy uiteindelik op 'n ander moet steun as jou liggaam en jou vlees verteer nie. In vers 16 van Spreuke 5 sê hy, moet jou fontein dan ook die wêreld volloop, jou strome oral heen vloei. Die derde sleutel is fokus die vloei van jou passie. Daardie woord vloei is soos 'n kanaal. Dit beteken letterlik 'n besproeiingskanaal. En Salomo sê besproei jou eie tuin. Hy sê uit hierdie fontein uit, besproei jou tuin. In 'n ander plek skryf Salomo nie in Spreuke nie. Ek dink dis in die Hooglied, nie in klaagliedere nie, maar Hoogliedere. Maar party van ons huwelike is soos klaagliedere. Okay. Maar hy sê kyk na jou eie tuin. Besproei jou eie tuin. Moenie iemand anders se tuin gaan besproei nie. Besproei jou eie tuin. Laat jou passie, laat alles wat jy het in jou eie tuin ingaan, in jou eie huwelik. Dit vat werk.
Ek het so bewondering vir mense wat groen vingers het. Kan ek sien waar is die mense wat groen vingers het? As jy by hulle tuin instap, en dis net so pragtig. En die van ons wat nou nie daai groen vingers het nie, ons probeer ons bes om een kaktus in die lewe te hou. Dit werk nie altyd so lekker nie. Maar ek het soveel bewondering, maar daai tuin vat harde werk. Jy moet aandag aan hom gee, jy moet liefde vir hom gee. Jy moet water vir hom gee. En daarom sê Salomo, besproei jou eie tuin. Jy weet daar waar ons bly in Modderrivier, 35 jaar terug, was dit eintlik maar Karoo gewees. Al wat jy daarmee kon boer was of varke of Karoo skape. Totdat hulle hierdie kanaalsisteem in plek gesit het, wat vir ons lewe gebring het na daardie area toe. Maar wanneer jy in 'n woestyn woon, dan weet jy hoe kosbaar water is. Jy mors nie net water nie. Elke druppel water wil jy benut. En Salomo sê, moenie jou water mors nie. Besproei jou eie tuin, jou eie huwelik met dit wat jy het. Met die tyd wat jy het, met die aandag wat jy het. Fokus die vloei van jou passie, laat dit na jou maat toe vloei. Rig al jou passie na jou maat toe. In vers 17 sê hy, laat dit net vir jou alleen wees en nie vir vreemdelinge saam met jou nie. Die volgende sleutel vir 'n suksesvolle huwelik, vir 'n hemelse huwelik, is eksklusiwiteit. Eksklusiwiteit is die nommer 1 sleutel tot ekstase, sê Salomo. As jy wil ekstase beleef in 'n huwelik, as jy daai vervulde huwelik wil hê, dan sê Salomo, eksklusiwiteit is krities. En is nie net hy wat dit sê nie, Paulus bevestig dit in Hebreërs 13. Hy sê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed, die huweliksbed, onbesmet. In Engels sê hy, keep the marriage bed pure or holy, undefiled. Want God sal oreerders en egbreekers oordeel. Jesus bevestig dit in Matteus 5 vers 28, sê hy, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, het reeds in sy hart egbreek gepleeg. Jesus sê, as ek kyk na 'n ander vrou, en kan ons sê 'n ander man, om egbreek of om haar of hom te begeer, dan vat ek eintlik reeds gif, en ek gooi dit binne in my hart in. Ek het reeds egbreek in my hart gepleeg. Ek besoedel my hart met daardie gees van egbreek. Eksklusiwiteit is so belangrik. En dit is die sleutel tot ekstase. Baie mense sê, maar ek het nie 'n gelukkige huwelik nie. En dan sê die Here vandag vir ons, maar het jy hierdie beginsels in plek? Is sy die enigste een? Ek onthou toe ek in Katinka begin kort het, die hof gemaak het, soos hulle in Afrikaans gesê het. Het ek in my hart voorgeneem, dat sy sal die enigste vrou wees, waarvoor ek oë het. Nou wanneer ou deur moeilike tye gaan, dan is dit baie keer nie altyd maklik nie. Dan is daar versoekings. Maar die Here nooi vir jou en my uit om te sê, maak jou man, maak jou vrou die enigste persoon waarvoor jy oë het. En hy mag nou al bietjie 'n tjupie in die middel ontwikkel het, en sy mag dalk 'n paar plooie op die gesig gekry het, en vir van ons, as ek so afkyk, dan raak die hare op die voorkop bietjie minder. Ek sien van julle het perfekte voorhoof, die res van ons is met hare bedek, jy weet, maar die hare raak gryser en die shapes verander soos dit ons ouer word. Maar maak dit vir jou in jou eie hart die mooiste. Neem jouself voor dat dit vir jou die mooiste sal wees. Dat jou oë eksklusief aan jou maat behoort. Dat jou hart eksklusief aan jou maat behoort. Daar's 'n Engelse gesegde wat sê, beauty is in the eye of the beholder. Ek en jy besluit wat vir ons mooi is. Moenie laat Hollywood vir jou besluit wat mooi is. Moenie laat Netflix vir jou besluit wat mooi is nie. Maak 'n besluit in jou hart dat jou vrou die mooiste vrou vir jou op aarde is. Sy is die standaard van skoonheid vir jou. Sy is die standaard van dit wat mooi is vir jou. Hy is die standaard van handsomeness. Maak nie saak al is hy baie keer bietjie breër as wat hy lank is, ek weet nie, maar hy bly die standaard van handsomeness en aantreklikheid. Hy gaan aan in vers 18 van Spreuke 5, jou eie fontein se water moet genoeg wees vir jou, dit moet vir jou lekker wees by jou eie vrou, en ons kan bysit by jou eie man. Die volgende beginsel of sleutel wat Salomo vir ons gee is, genoeg is die sleutel tot genot. Genoeg, daai vergenoegdheid
is die sleutel tot genot. As ek 'n lekker huwelik wil hê, as ek 'n geseënde huwelik, 'n genotvolle huwelik moet hê, dan moet ek sê, my vrou is genoeg vir my. Daar is nie 'n ander vrou wat vir my gaan gee wat my vrou vir my gaan gee nie. 'n Ander vrou gaan dalk vir my iets anders gee met baie pyn. Inteendeel Salomo sê met dood en bitterheid. Maar daar is nie 'n ander vrou wat vir my gaan gee. As jy 'n vrou is, daar is nie 'n ander man wat vir my gaan gee wat die Here vir my wil gee nie. En so wanneer ek daai vergenoegdheid het in my eie huwelik, is dit die sleutel tot genot. Baie van ons is dikwels krities teenoor ons maat. Ons praat gewoonlik lelik met hulle. Ons neem hulle van selfsprekend, so maklik wat dit gebeur. Ons was al daar. Ek praat uit ervaring uit. En dan wonder ons hoekom in ons huwelik daar nie genot is nie. Dan wonder ons hoekom ons daai passie vir mekaar verloor het. Want ons het gepiepe in ons drinkwater. Ons het gif gegooi in ons drinkwater. En Salomo sê vir ons nee. Dit begin by jou hart. Maak jou hart skoon. Besluit dat sy genoeg is. Moet haar of hom nie meet met iemand anders nie. Veral iets wat ons dikwels doen is ons sê jy's net soos jou pa of jou ma. En die oomblik as jy dit vir jou maat sê, is dit 'n doodsteek. Dan is dit om 'n hele bottel gif aan te gooi. En dan drink jy gif vir die res van die tyd. Hy sê in daai selfe vers 18 Spreuke 5, jou eie fontein se water moet vir jou genoeg wees. Dit moet vir jou lekker wees om by jou vrou te wees of jou man. Volgende punt wat ek glo Salomo vir ons gee, volgende sleutel. Ek het sommer in Afrikaans gesê lekker soos 'n cracker. Want ek kon nie die Engels mooi vertaal nie, maar hy sê dit moet lekker wees. So lekker soos 'n cracker. Dra net jou maat toe en sê lekker soos 'n cracker. Jy sien, hy sê verheug jouself. Wees bly in jou eie maat. Wees bly in jou man, wees bly in jou vrou. Sien, die verantwoordelikheid bly myne. Ek moet myself verbly in my vrou. Ek moet fokus op haar goeie eienskappe. Ek moet myself herinner aan dit wat sy gedoen het, wat my aanvanklik op haar verlief gemaak het. Ek moet myself herinner, ek is die bestuurder van my eie hart, ek is verantwoordelik om my eie hart te bestuur, en wanneer ek dit kan doen, wanneer ek my eie hart kan bestuur en myself verheug aan die vrou van my jeug, dan is die huwelik lekker soos 'n cracker. Want daar's geen vrou, wat funksioneel is nie, kom ek sê dit by. Geen funksionele vrou. As sy weet, sy is die enigste vrou waarvoor haar man oë het. As sy weet dat sy stap in die vertrek en onmiddellik is haar man se oë op haar. As sy weet, haar man se hart behoort eksklusief aan haar. As sy weet, haar man vier haar en celebrate die goeie goed van haar, en dink nie eers aan die goed waar sy tekort kom nie. Daar's geen vrou wat haar man sal weerstaan, as sy hart skoon is teenoor haar nie. En daar's baie min mans, funksionele mans, kom ons sê dit by. Wat as hy weet, sy vrou se hart is op hom alleen geset. Sy vrou se hart is daar bewondering vir hom as man. Sy vrou admireer hom, meer as die sekretaresse by die werk hom admireer. Daar's geen man, wat as hy weet, sy vrou is sy grootste bewonderaar, wat homself sal weerhou van haar emosioneel, of in wat ook al vorm sy hom nodig het. En as ek en jy wil hê ons huwelik moet wees lekker soos 'n cracker, William, dan moet ons die bestuurders raak van ons eie harte, van ons eie fonteine. Vers 19 eindig Salomo af. Hy gee ons 7 sleutels tot uitstekende seks. 7 sleutels tot 'n hemelse huwelik. Hy sê so vol liefde, so mooi soos 'n takbok. Soos 'n ribbok. Geniet die volheid van haar liefkosings, laat dit jou derendheid bedwelm. Laat dit jou derendheid bedwelm. Mag, laaste sleutel is, mag sy alleen jou bedwelm, of mag hy, as jy 'n vrou is, alleen jou bedwelm. Ek hou van daai woord bedwelm, dis eintlik die regte Hebreëse vertaling. Die Engelse woord is captivate, maar ek het gaan kyk in die Grieks, beteken dit eintlik intoxicate, dis wat dit beteken. Mag sy jou intoxicate, mag sy jou bedwelm.
En ek 'n bietjie navorsing gaan doen en wanneer ons in die huwelik by mekaar kom fisies, wanneer ons intiem verkeer in 'n gesonde huwelik, dan is daar 6 hormone wat vrygestel word. 6 hormone, vinnig. Oksitosin is die bindingshormoon, die bonding hormoon wat daai emosionele nabyheid veroorsaak. Die tweede een is dopamien. Dis die beloningshormoon wat dwelmverslaafdes gebruik, dwelms om daai dopamien kick te kry. Dis die beloning en die plesier en dit gee ook ons motivering. En so dis hoekom 'n dwelmverslaafde so gemotiveerd is om sy volgende fix te kry, of 'n alkoholverslaafde gemotiveerd is om sy volgende fix te kry, want dis daai beloningshormoon wat hy voorsoek. Hy soek daai. Maar wanneer ek met my maat het, God het 'n natuurlike gesonde dwelm vir ons gegee wat ons kan gebruik. En dis die huweliksmaat. Hy sê dis 'n pit daai. Dis 'n wettige dwelm wat jy kan gebruik in die huwelik. Maak ek dit mooi. Dis die beloningshormoon. Jy het toegang tot dit. Die bindingshormoon. Die derde een is serotonien wat 'n gemoedstabiliseerder is. Ek dink as ons meer gesonde huwelike het, gaan ons baie min antidepressante hoef te gebruik. Want as 'n gemoedstabiliserende hormoon wat vrygestel word wanneer 'n man en 'n vrou saamkom, wanneer hulle harte reg is, wanneer die fonteine skoon is, wanneer hulle mekaar celebrate, wanneer hulle oë vir mekaar alleen het, kan hulle teen mekaar bedwelm word, sê Salomo. Die vierde hormoon is endorfine. Endorfine, dis die voel goed hormoon. Die voel goed, hoor gou, en die pynverligter hormoon. Dis dieselfde hormoon wat vrygestel word wanneer jy Maibulin drink of 'n pynpil. Party van jou geete en skete, hoef jy nie 'n pynpil voor te drink nie, daar's 'n ander pil. Ek het so 'n dokter vriend, hy en sy vrou, hom en Charles, hulle is ook albei pastore. Toe ek gesukkel het om te slaap, sê hy vir my, ek kan vir jou 'n slaappil voorskryf, en hy skryf my 'n slaappil voor. En hy rig dit aan Katinka, hy sê, seks 1 keer per dag ten minste, voor jy gaan slaap. Een van die beste slaappille en een van die beste pynpille wat jy kan drink, om in 'n huwelik intimiteit te hê. Ek weet ons praat nou grootmenstaal hierso, maar ek dink dit is tyd dat ons 'n bietjie in die kerk oor die goed praat, sodat die vyand nie kan steel nie. Maar God het hierdie goed in plek gesit in die huwelik. Dit is so mooi, hierdie fontein van lewe. Nommer 5 is, ek kan nie hierdie ding uitspreek nie, vasoplenin, dink ek. Dis 'n hormoon wat langtermyn bonding veroorsaak. Nou hoor gou mooi, langtermyn bonding. Dis hoekom seks buite die huwelik vir God uit is. Hoekom? Want wanneer ek intiem verkeer met iemand, dan is daar 'n langtermyn bonding wat plaasvind. En dis hoekom hierdie fontein, hy's ontwerp om in die huwelik te werk, waar daar 'n langtermyn kommitment teenoor mekaar is, sodat daar 'n langtermyn bonding kan plaasvind. Anderster, wat gebeur is, as ek rond slaap, en ek wind met myself, met allerlei ander mense langtermyn, dan vergiftig ek my eie fontein, ek vergiftig my eie hart, en my eie gemoedstoestand. En dan is daar 'n laaste een, prolactin, wat die ontspanningshormoon is. Dis waar die slaappil vandaan kom. Die ontspanningsste hormoon. En God werk al hierdie goed en hy sê, deur Salomo, hy sê, mag jou huweliksmaat jou bedwelm, mag die liefde wat jy deel, jou bedwelm. Wanneer ons dan kies, as getroude paartjies, om ons eie hart te bewaar, om met jou eie fontein te drink, nie die buurman se fontein nie, maar jou eie fontein, om jou passies te fokus, om jou eie tuin nat te lei met daai water, nie 'n ander man se tuin nie, maar jou eie tuin, om eksklusiwiteit toe te pas, om te sê, ek gaan oë net vir my maat hê, om haar te geniet, want sy is genoeg, om hom te geniet, want hy is genoeg, en jou eie maat te vier en te waardeer, en om deur jou eie maat bedwelm te word. Weet jy wat gebeur? Dan raak jou huwelik en my huwelik hemel op aarde. Dan raak dit hemel op aarde. Maar nie net in die fisiese stel ons al daai hormone vry nie. Maar ek sê hierdie naweek vir die couples wat op die huwelikseminar is, ek sê jou huwelik is die mees kragtigste eenheid op aarde.
Daar is nie 'n groter dreigement of gevaar vir die koninkryk van die duiwel nie, as jou huwelik nie. Want dan het die huwelik is gevestig voor die kerk. In Genesis 1 vestig God die huwelik. Hy sê ons gaan die mens maak, man en vrou, en hulle gaan ons beeld dra op die aarde. En eers in die begin van die Nuwe Testament vorm God die kerk. Solank voor die kerk geskep is, het God die huwelik geskep as die nommer 1 draer van die hemelse gesag op aarde. En daarom is jou huwelik sleutel tot God se ryk op aarde. Jou huwelik is sleutel om die hemel op aarde te laat kom. Meer belangrik nog as die kerk. Die kerk is daar om jou toe te rus om suksesvol te leef in jou huwelik en in jou gesin. Maar jou huwelik is die voorste linies van God se koninkryk. En die duiwel is nie gelukkig met jou huwelik. Die duiwel wil nie hê jy met al hierdie goddelike dwelms kry in die huwelik nie. Hy wil nie jy met al hierdie genot kry, hierdie plesier, hierdie hormone vrystelling kry nie. Hy wil hê ons moet dit by ander plekke gaan soek, sodat hy die krag wat in jou huwelik lê om hemel op aarde vry te stel, kan blok. As die duiwel 'n huwelik kan 'n knak gee en kan verhinder om in volle sterkte te funksioneer, dan stop hy die koninkryk van God. En so jou huwelik en my huwelik is van kritiese, strategiese waarde vir die hemel en vir die hel op aarde. Dit is soos die portal van die hemel, maar ook die hel op aarde. En ek en jy besluit, wat gaan deur die huwelik vloei. En dit het te doen met hoe skoon ons die fontein gaan hou. Hoe skoon ons die fontein gaan hou.